Goeiedag, ek is Dominee Dawie Pretorius van die AP Kerk Mosselbaai. Ek wil graag in 'n kort reeksie, wil ek graag Afrikaanse idiome inspann as temas, so saam met skrifgedeeltes. So die eerste een gaan dan oor 1 Timoteus 6, van vers 6 tot 12. Ek gaan later dit vir ons lees. Die idioom wat ek gaan inspann is die brood aan albei kante gebotter wil hê. Met ander woorde, ons wil soveel as moontlik voordeel trek. Ons wil eintlik te veel voordeel trek. Nou ja, ons is op 'n manier maar almal voorspoedsjagters. Ons is eintlik maar voorspoedvrate. Ons wil eintlik maar vir altyd net voorspoed en welvaart beleef. En baie mense sal natuurlik enigiets doen om welvaart te beleef, maar moet hulle selfs al siele verkwansel. En dit was telkens natuurlik die probleem van die volk Israel. Hulle het begin glo dat die gode, die vrugbaarheidsgode vir die voorspoed van die heidene nasies verantwoordelik was. En so wou Israel nie uitmis op hierdie voorspoed en geluk nie. Daarom het hulle gedurig skuldig gemaak aan sinkretisme. Met ander woorde, 'n tipe van 'n bastard godsdienst. Hulle het nie die Here heeltemal die rug gekeer nie, maar hom so halfhartig gedien. Hulle het hom en die gode of die afgode dan aanbid. Hulle wou voorspoed van albei kante. Op 'n stadium daar in Jesaja 57 vers 13 dan sê die Here egter aan sy volk: as jy skreeu, laat jou hoop gode jou red, want die wind lig hulle almal op, 'n liggie neem hulle weg. Maar wie op my vertrou, sal die land beerwe en my heilige bergland in besit neem. Ook Paulus, wat kom daar in 1 Timoteus 6 van vers 6 tot 12, en dit gaan ek vir ons lees. Maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, dis duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Want die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. En nou kom Paulus en hy gee die goeie raad verder, vers 11. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Dit is alles deel van die vrug van Christus se verlossing. In sy bergpredikasie, Matteus 6 vers 24, dan sê Jesus self, hy sê daar, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons asseblief om vergenoeg te wees. Dankbaar te wees dat U ons elke dag so goed versorg. Ons dank U in Jesus naam. Amen.